Laat die woorde van my hart, liewe Here, en die oordenkingen van my hart aan U welgevallig wees. Bid dit in Jesus naam, amen. Kom ons sit in die huis van die Here. Ek wil van hierdie voorreg gebruik maak, eerstens om te groet die pastore, juffrouens wat hier is, die gemeente, almal lieflik in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En dan tweedens, dankie vir Pastor Thuis wat vir my die geleentheid gee om vanaand die woord van die Here Jesus aan sy kinders te bedien. Nou, sedert 'n man kennis gekry het van hierdie aand, en dit was verlede week, was die dag nie lekker gewees nie. Dit voel asof jy hof toe moet gaan. En veral die eerste keer as jy nou hof toe gaan, jy vergeet dit nie een oomblik nie. En die onsekerheid wat in jou hart is, dit dryf jou crazy. Maar nietemin, ons is vanaand hier, ek is hier, maar meer dan alles, die Here is hier. Ons het die wonderbaarlike beloftes van die Here het ons, dat hy ons nooit sal begewe, en dat hy ons nooit sal verlaat nie. Dit is die woorde van Jesus onsself. Ek wil vanaand met u praat, of ek wil met u deel, net een enkele vers, en dit is wat Jesus gesê het, Jesus self. Somtyds dan haal ons baie aanhalinge uit die woord van die Here aan, en dit is mooi en dit is fantasties, maar ek voel altyd beter as ons die woorde van die Here Jesus aanhaal. Lukas hoofstuk 10 vers 19. Die Bybel sê, kom ek lees dit in my eers Engels. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the powers of the enemy, and nothing shall by all means hurt you. Dis die woord van die Here. This is the word of the Lord. Though it's a short scripture, and I'm not very at ease, you see, because this is the promise of the Lord. In fact, this is in its instruction. En hoor wat sê die belofte van die Here. Hy sê, kyk, behold, luister, I give unto you powers. Ek gee aan jou autoriteit, authority. En weet jy, soms dan loop ons asof ons geen krag het nie. Soms beweeg ons asof ons, ons het angst, jy voel sommer so kragteloos. As jy rondkyk aan die kerk sometimes, dan sien jy die ou het nie baie lus nie. Sy kop hang, and that's not a reflection of a powerful person. He said, behold, I, the Lord, give unto you powers, krag. En weet jy wat, asof die Here vir ons 'n beskrywing gee van die grootheid van sy krag, dan sê, ek gee vir julle die krag om op slange te trap, to tread on serpents and scorpions. Ons was so gelowig
nou 2 weke gelede, 3 weke, wanneer was ons in Kuilus, was ons, en die volgende môre, toe ons nou wakker word, sien ons die kuitjies van die ouma, het net so groot skorpioen doodgemaak daar buite. En die eerste ding waarin ek dink maar, dan beteken dit ek loop nie weer kalfvoet nie. Kyk die katte hou mos die giftige goeders weg. Ouma bly, ouma is 'n boer, ouma boerman. En ek sien hierdie groot ding sien ek daar. En die ding gaan nie uit my gedagtes uit nie. Ek dink eers aan wat hierdie skrif sê, behold, I give unto you powers. Die groot ding wat ons doen, ek help nog vir kliënte om te loop, maar ek wil hê kliënte moet loop, dat ons kan van die ding af wegkom. I need to repent. Hallelujah. Power. En die gedagte wat ek eintlik vanaand vir u wil oordra, die kort gedagte, die kort woord wat ek eintlik, my focus is, walking in spiritual authority and dominion. Dan beteken dit mos nou, as ek sê, ek het heeldag, het ek gevoel soos 'n man wat moet hof toe gaan, dat is alles behalwe iemand wat loop in die gesag en in die autoriteit van die Here. Maar ek is ook maar net 'n afbeeldsel van die lewe van vandag. Die Bybel sê, ons sal op die slange sal ons trap. En iemand is geneig om te sê, maar dit is nou nie as letterlik nie. Ons moet dit nou nie, jy moet dit nou nie so vat nie. Verstaan, jy moet hom so 'n bietjie verchristenlik. Dit beteken amper, as jy hom bestraf, dan is dit ook 'n teken van, jy dalk sê, die Bybel sê in Genesis, nadat hy die slang bestraf het, God die Vader, het hy gesê, en die mens sal jou kop vermorsel. Serpents, scorpions. En weet jy, ek glo daaraan, dat wanneer Jesus praat van die slange en van die scorpions, dan hier bedoel ek dit letterlik. Want die woord van die Here sê in Matteus 23:33 sê die woord van die Here, nadat Petrus die hoeveel honderde mense gedoop het, en daar kom ander wat gesien het, wat doen die Here, en hulle wil ook gedoop wees. En Petrus spreek hulle aan slange, ander geslagte. Wie het julle te kenne gegee om die toorn van die Here wat aankom is, te ontvlug? Bekeer julle eers, en laat julle doop. En die Bybel sê, en hy gee aan ons al die krag oor die enemy, oor die vyand. Ek wonder as ons eintlik Profeet vers 28 saam gelees het. Ek het 'n Afrikaanse Bybel, dis die Here wat hier praat. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien neerval. Die Engelse vertaling sê, I saw him like a lightning, maar ek hou van Afrikaans, soos 'n bliksem. Amen. Hoe lag ek hier waar as jy kan sien weer nog die verlossing gekry. En met hierdie voorafgaande teks sê die Here eintlik vir sy disippels, julle moenie worry nie. Die sterkman is uitgeskop. Die sterkman se kragte is nie meer daar nie. Because ek het hom gesien. I saw him fair. En die Bybel sê, hy het nie sommer net so geval nie. He fell like a lightning. Met ander woorde, ons kon nie net gehoor het nie, maar ons het ook gesien.
Nou sê die Here Jesus, nou dat julle weet, hy's 'n verslaande vyand, he's a defeated enemy. Sê die woord van die Here, en kyk, ek gee aan julle krag, ek gee aan julle al die mag, om op die skorpioene en op die slange te trap. Maar weet jy wat? Wanneer laas het ons op 'n slang se kop getrap? Wanneer laas het ons 'n skorpioen gechallenge? Ek dink aan pastoor se woorde van eergister aan toe hy sê dat kyk na die kerk, kyk hoe leeg is die kerk. En as 'n mens luister, hoekom was iemand nie daar nie? En my mense is ook nie hier nie. So ek kan aan niemand vangerwys nie. Dan vind jy eintlik uit. Maar ons het redes gehad om by die huis te bly. Iemand bly by die huis omdat ek nie lekker voel nie. Die Here sê, I'm giving you the authority to tramp on the scorpion. Ek gee jou die krag en ek gee jou die mag om die hande op die siekes te lê, dat hulle kan gesond word. Nou, ons het in 'n ander tyd, was ons in die jeug, of het ons net na die Here toe gekom. Ou broers was nie so slim soos vandag nie. Hulle het ook die klomp verse gelees, ek lees net een vers, en dan preek ek so lank soos ek heel nag kan. En soos 'n gees dit aan hulle dit oorgedra, en ek dra hierdie ding dra dan nou maar saam met my. Jy moet onthou, my oorlede oupa kon nie lees nie. En ek moes vir hom Bybel lees, veral as ek Sondag moet bedien. En as hy vir jou roep Saterdag namiddag om die Bybel te lees, beteken dit nie, jy moet net gou klaar lees en loop nie. Nee, nommer 1, jy moet tyd saambring. And not just time, but get your attitude right, get your act together. Want as jy sien jou mond is lang, dan bestraf hy jou eers, of as geslaan, en dan sê hy nog, maar wees vrolik, as jy woord van die Here. Nou moet jy lees. Pas, ek is so jammer, ek is weer in die Nou gee oupa, mag sy siel in vrede rus. Nou ons lees die Bybel so, nou gee oupa vir my die Bybel so, hy het hom nou al halfpad opgemaak. Sommer hier by Job, hy sê vir my, ek wil hê jy moet lees daar by Rigters 3. Wat sê die Here dan? Dan wys hy my daar. Nou lees jy vir Rigters 3, nou moet jy almekaar lees. Want hy het ook 'n woord, die Here het iets in sy gedagte geplant. So jy sal lees, dan lees jy. As Rigters 300 verse het, jy sal in dwars lees, dan sê jy, nee. Kom ons gaan 'n bietjie daar na Jesaja 7 toe. En lees ons Jesaja, maar jy moet onthou van Rigters 3. Nou lees ek. So na 40 minute, as sien jy sy hand is hier op die skouer, dan sê hy vir jou, of as hom net daar, dan gee hy soms so 'n stokketjie wat hy hier opgetel het, as die siel in vrede is. Dan sê hy vir my, sit hom daar, ons kom weer terug. Dan dink ek, nog terugkom, ek kom dan is klaar. Dan lees hy hier, hy kry vir hom op sy manier, kry vanmôre reg. Ek praat van 'n Sondagmôre diens, waarby 'n ongeletterde man, you understand, so kan maar gooi, die hemelse dag. Nou lees jy, en dan sê hy vir my, kom ons gaan gou weer terug. Waar die hoofstuk nou weer? Nee, daar waar ek die papiertjie ingesit het. Nou lees jy weer dat, as ek onthou daai weer. En nou, ek is die beloop, daar sê, en jy moet nog weer doen, nee, gaan gou weer daar na Rigters toe. Hoe het hy nou weer daar gesê? As ek hoor nie, van net hy enetjie en sit op daar. En weet jy wat? Min het ek geweet, dit was die krag
wat die Here in hom gelê het, wat hy in my transfer. Maar dit was nie al nie. Dit was nie al nie. Ek het van Bybel gelees. Ek weet wat hy kan nie vir 'n ander man loop vra daar waar die stokkietjie is, nie daar waar die stukkie papiertjie is nie. Dan vra hy, as hy opstaan, dan sê hy vir my, kom Boeta, kom, nou moet ek daar staan. Hij praat ook eers 20 minuten lang. Net as ek wil sê, ek het gesê, jy moet nie staan. Jy moet net nie staan. Ai, dierbaar is. En nooit het ek geweet, dit was 'n manier, hoe dat die Here self aan my lewe gewerk het. So, Saterdag namiddag, as die ander volk, jong mense, sokker speel of wat doen, dan hou ek kerk. Die boodskap is dat the kingdom of God advances through believers who understand and walk in spiritual authority. Amen. Jesus sê by geleentheid, sê vir sy disippels, hy sê, en kyk, ek het aan julle alle mag gegee, in hemel en op aarde. Daarom kan hy sê, en dit wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en dit wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. That's authority. Walking in spiritual authority and dominion. The authority and protection that God of the Christ gives to his followers, reassuring them that they are equipped to confront dangers and challenges in their life. Met ander woorde, hierdie gesag wat ons het, die Here is dan nou maar goed. God gee nie net 'n man 'n ding vir wat jy nou nodig het nie, maar hy gee jou sommer ook hierdie gesag wat hy ons gee, is sommer ook 'n beskerming, is 'n direction vir ons, dat waar ons beweeg. Daarom kry ons mos nie ook bang gelowige nie. As alle mense sê, wil nie gaan nie, as sê die gelowiges, let's go, as amen. Amen. Number 2, this verse emphasizes that it serves as a reminder of the spiritual empowerment believers possesses against the strong man. Ons het krag. Ons het wonderlike krag. Sondag het die Bybel nog gesê in die nagmaal formuliere, en as ons die bloed van Jesus drink, en ons weet, daar is krag in die bloed van die Here, dan verkondig julle sy dood totdat hy kom en nou hoef ons nie meer bang te wees om die woorde op verkondig nie, want dinge sê wat gesê nie. Die Here het ons krag gegee. What is the meaning of the scripture? And the scripture starts with a single word, behold. Ek het nooit geweet nie, want daar waar ons groot geword het, net een mens kon daai Engels praat, en dis die stasiemeester. En dis ook vir die trein wat in die Kaap uitkom. Behold, Jesus starts with a word that grabs attention. Ek het nooit kon dink, behold, en dan, wat is die ander man se naam? Daar sing hy nogal, behold the Lamb. En, ek sê toch?
Jesus starts with a word that grabs attention. It is urgent. It's almost like, look here, watch here, behold, kyk, begin die opdrag, kyk, luister, hoor, maak seker. Die vorige keer toe Jesus gesê het, was toe hy gesê het, behold, there is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. As Jesus said, behold, as hy sê, kyk hier, dan is dit asof hy sy volgelinge, dat hulle weer in hom glo, asof hy vir hulle sê, kom na my toe, die bron van lewende waters. En dan gaan hy verder, nadat hy die statement maak, behold, en sê, I've given you authority. Dan is dit asof die Here ons gou net weer gou wil attent maak. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy hier? Hoekom is jy daar? It's because of me. Dit is as gevolg van my wat gegeer het, omdat jy gevra het. Hoekom is jy by die werk? Jy het by my werk gevra, en ek het die deur vir jou opgemaak. Hoekom is jy vanaand hier? Omdat jy gesond is, jy wou hier gewees het. The authority is a gift, and it doesn't originate from us or with us. Is nie iets waarmee ons kan breek nie. Ek het net nou gesê, en Jesus het dit self aangehaal, Mattheus 28:18, waar hy sê, all authority in the heaven and on earth has been given to me. And that statement stopped with an instruction. Hy sê, nadat hy gesê het, alle krag in hemel en op aarde is aan my gegee, dan sê, therefore, go ye. Halleluja! Sondag het ons gelees, en die Bybel sê, en elkeen dan wat die liggaam van die Here eet, en sy bloed drink, moet die dood van die Here verkondig, totdat hy kom. Daarom is dit noodsaaklik, sê die vorige vers. Hy sê, maar die mens moet hom so beproef, dat ons, wanneer ons die brood wat die liggaam symboliseer, wanneer ons die brood eet en uit die beker uit drink, dat ons dit op 'n waardige manier doen. Met ander woorde, ons moet nie net nou sommer nou, o ja, my naam is ook in die boeke nie. Ons, die Bybel sê, en ons moet seker maak, dat ons dit op 'n waardige, op 'n eerbare manier, moet ons dit doen. This authority is relational. Luke 9 verse 1 shows Jesus giving his 12 disciples power and authority over all the demons and to heal the diseases. It comes from abiding in Jesus Christ. Halleluja. Kom ons gaan verder, kom ek skiep. Ek staan te lank. Die opdrag is, kyk, ek gee aan julle mag om te trap op slange en op skorpioens. Hierdie creatures, beaches, threats, that strike suddenly and poisonously. Psalm 91:13 promises, you will tread on the lion and the cobra. You will trample the young lion
and the serpent. The promise is literal. Ek het net nou gesê, hierdie beloftes wat die Here gemaak het, as nie net, omdat ek sê figuurlik nie, maar hierdie promises is letterlik. In Acts 28, vers 3, sê die woord van die Here, en terwyl Paulus, apostel Paulus, hout op die brandende vuur gooi, het die ander wat onder die hout gelê het, deur die hitte van die vuur, het hy aktief geword, en toe Paulus weer die hout ingooi, toe pik hy of toe byt hy hom aan die hand. Die Bybel sê, en ons sal op die drangslang trap. En dieselfde Bybel sê, Paulus het hom afgeskit. Wanneer die slang ons byt, dan wonder ons wat gaan nou aan. Dan is ons bekommerd oor baie dinge. Maar hier sê die woord van die Here vanaand, sê die woord van die Here, dat ons het die krag, ons het die mag om op die slange te trap. Ander gedeelte van die vers sê, kyk, ek gee alle mag aan julle oor al die kragte van die enemy. En weet jy wat? Hierdie selfde enemy maak ons so mismoedig. Hierdie selfde enemy maak ons so siek. Hierdie selfde enemy maak ons so lusteloos. Hierdie selfde enemy maak dat ons verloor ons geloof so maklik in Jesus Christus. As ons op pad huis toe is en die weer trek, as ons op pad kerk toe is en die weer trek toe, dan besluit ons, kom ons bly maar. Vir hoeveel mense het ons eintlik 'n vrees? Vir hoeveel instansies is daar vir wie ons 'n vrees het? Ons het selfs vir die uitsprake van 'n dokter het ons ook 'n vrees. Maar die woord van die Here sê, en kyk, ek gee julle authority over all the powers of the enemy. Dit beteken, die vyand, as hy vir ons sien, dan moet hy sidder. As die vyand vir ons sien, dan moet hy verander. Vandag weet ek nie of het nog die ding is. So 2 huise van my af, gistermorgen, staan daar 2 mannetjies, en hulle weet nie of Jean by was nie, ook hulle aanspreek, en hulle staan daar ook sommer daar dagge, en ek het een hier, wat nog nie, longetjies is nog nie sterk genoeg vir die dagge hier in die huis nie, en ek besluit, ek gaan na hulle toe, en terwyl ek gaan, sê die duiwel vir my, wie sê, die manne gaan luister na jou, en hy sê vir my, jy ken die stand van ons jong kinders, hulle het alles behalwe respect. Weet jy, ek stap, en toe ek stap of toe ek praat met hulle, praat jy met authority, met die autoriteit wat die Here aan jou gegee het, nie op beskof, en die ouens sê, sorry, en daar loop hulle, that's power, that is authority. Nothing, die laaste gedeelte, en ek sal nou klaar maak, die laaste gedeelte, the Lord, wanneer hy sê, en niks sal jou harm nie, wanneer hy sê, en jy sal niks oorkom nie, al het jy op hom getrap, Markus 16 daarvan vers 16 sê, en al sou jy ook gif gedrink het, sal dit aan jou niks doen nie. Wanneer ons hierdie dinge konfronteer, sê die woord van die Here, the Lord promises ultimate safety. Safe, en Pastor David wil jy, ons moet die lied sing,
safe in the arms of Jesus. It's God promises safety, our safety in Jesus is guaranteed. Isaiah 54:17 declares, no weapon formed against you shall prosper. The enemy may strike, but he cannot crush a child of God. Daarom sê die woord van die Here, hoor eers wat sê die woord van die Here, no weapon, geen wapen wat teen ons gesmee word, sal voorspoedig wees nie. Die wapendraer, die ou wat die wapen aktiveer, die ou wat die wapen launch against us, is die vyand. En die Bybel sê, waak dan, omdat julle se vyand die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, hy is nie 'n leeu nie. Die is 'n vergelyking. Hierdie dinge waarvan ek gepraat het, this security fuels bold witness, knowing God, safeguard our eternal destiny, frees us to serve courageously in His presence. En kyk, ek gee aan julle die mag, alle mag. Want weet jy wat? Ons vrees vir 'n skerp man, wat al lankal sy kragte verloor het. Want die Bybel sê, en kyk, sê die woord van die Here, ek het die Satan sien val in die hemel, soos 'n bliksemstraal. Die Satan. Vir wie is ek bang? Wie maak nog dat ek ontrou is? Wie verhinder my nog dat ek nie op die staanplek kan kom waar die Here my wil hê nie? Wie is die een dan wie ek accuse dat hy is te sterk sy versoekings? Daar mos nou niemand meer, want die Bybel sê dat die vyand, die Satan, het hy soos 'n bliksemstraal, like a lightning, uit die hemel uit neer laat daal. Kom ons staan en kom vir die 7 gebedswoorde. Ja. Dan sit maar die eerste een op. Our first prayer point is, let's ask the Lord to activate the spiritual authority in our lives. Hy geestelike krag waarvan ons gepraat het. Die woord van die Here sê, en kyk, ons sal trap op die slange, ons sal trap op die adder, ons sal trap op die skorpioen, en hulle sal ons niks doen. Kom ons bid saam. Activate Lord, spiritual authority in our life. Father, it is not done in our strength, en aan U but it is through the strength of God who works through us. Help us, O God, to surrender what we need to surrender, Father God, to be able, Lord, to be used as vessels for you. Father God, what use is a cup that is full to the Lord, that is not able to receive of His glory, of His power, of His might, O God. So, Father God, Lord, let us, O God, give ourselves as living sacrifices, Father God.
kragte wat eintlik ydel, liewe Heer. that you are able. Wat vanaand in die naam van die Here Your dat U hand is dit strong and mighty. sal aktiveer, dat U dit sal, Help us to be dat U ons die krag sal gee. To be your hands and feet here on earth, Father God, Lord, to do what you want to do, Father God, to do the will of the Father. Here on earth, as you, Lord, also said here about your Father's business. Help us to be about om te your kan business. trap op die vyand. Help us to be about your business. Help us to be Dat about the demonstreer Father's business. oorwinning. Dat Give us the demonstreer authority, karakter Father binne God. in die kind van die Actually, Here. thank you for the authority, Father God, because it has been given. In Jesus' mighty name. Krag om die versoekinge te kan weerstaan. Krag om nee te kan sê. Krag om te kan weier as dit nie hoef te lag nie. Kragte om my standpunt in te kan neem wanneer dit noodsaaklik is. Yes, Lord. Bid dit in die naam van Jesus. In Jesus naam. In Jesus naam. Ons tweede punt. Break every stronghold over families and communities. Yes, Lord. Yes. Wat vir my so opvallend is hierso. Die versoek word nie gerig break every stronghold over our families nie, but yet just over families. Met ander woorde, ons bid vanaand nie net vir ons families nie, nie net vir ons vriende nie, maar ons bid vanaand vir al die families wat ons ken en in ons gemeente. Ons dankie Here. Dankie Vader. Father God, this Dat ons in evening, die as krag I search my heart, I pray, God, Dankie this dat ons die evening, belofte. you will search the hearts and Dankie liewe Heer dat ons inclinations, oh hierdie God, voorstel the works of every wat die single belofte family, in die Father voor. God, Lord. Search, Father God, Lord, the intentions, their worships, Father God, help them, oh God, open their eyes, oh God, to the deception. The Bible says, God, my people perish because of a lack of knowledge. Father God, Lord, I pray, oh God, that the truth, oh God, shall be made known to the people, God, to the families, God, to the people, oh God, no matter where they are, families, businesses, companies, the church, oh God, teams, oh God, I pray, Lord, that the truth shall be made known to them. I pray the scales will fall off their eyes, oh God, so they may see, Father God, Lord, the planks in their own eyes, God, the logs in their own eyes, Father God, Lord, in the mighty name of Jesus. God, you say the word is a mirror. I pray, oh God, that the word of the Lord will reflect to them, oh God, all things, all strongholds, Father God, Lord, all, Father God, all strong men, Father God, that's need, oh God, kicking out not only that, oh God, but opportunities that the devil will take, God, and that he will take use of, Father God, Lord. I pray, oh God, you help them to regulate, oh God, their gates, oh God, their ears, their eyes, oh God, help them to see what you want them to see, to know what you need them to know, oh God, and keep them out of temptation. Lead them not into temptation, Father God, and lead us not into temptation, oh God. Father God, Lord, I pray, oh God, you open our eyes, and you, when you lead us, oh God, to your word. You lead us, God, to what you need us to do. Lead us to our purpose. In Jesus' mighty name. Ons kom by 'n punt vanaand as gelowiges. Ons kom daar waar ons val nie meer die gemeenskap aan die Here. Ons staan in the gap for our community. Elke verlore kind, elke verlore ouer, elke gebroke huisgesin, dat bring ons vanaand uit. In die naam van Jesus. In Jesus se naam. In Jesus naam. Ons derde prayer point. We declare victory over our fear. We declare victory over stagnation. Yes, Lord. And we declare victory tonight over all the limitations. In the name of Jesus. Let's declare victory over fear, stagnation, and limitation. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish,
but have everlasting life, O God. Eternal life, O God, over all of their circumstances. That they will flourish, O God, in their challenges. They will flourish, O God, in times of trials and tribulations. They will flourish, O God. They will have life and life eternal, O God, over everything, O God, over their relationships, O God, over illnesses and diseases, Father God, Lord. Who the Son sets free is free indeed, God, free from fear. You say in your word, you have not given us a spirit of fear, but of power, but of love and of sound mind, oh God. I pray that you have self-control. You have power, Lord. You have love, Father God, Lord. In the mighty name of Jesus, we will not be held down, oh God. No weapon formed against us shall prosper. So let us rejoice in the Lord, God. For the joy of the Lord is our strength, Lord Jesus. Help us to have your peace, the peace that makes no sense, oh God. Knowing, God, that our battle has been won in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for this victory. Thank you, Lord, for the salvation, oh God, that came through your Son, Lord Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Oh God, we thank you, we honor you, we magnify your name. Amen. Vrees verborgen, vrees veranderen, vrees vir die donkerte. Ons verklaar dit vanavond. In Jesus' naam, in die naam van Jesus, in Jesus' naam, Jesus, Jesus, Jesus. Straf vanavond elke gees van stagnasie in die naam van die Here, in Jesus' naam. En in Jesus' naam, ons verbreek vanaand ons grondgebied aan die naam van Jesus. Geen beperkings meer oor ons roepinge, geen beperkings meer oor die uitdra van die naam van die Here Jesus nie. In Jesus' naam. En ons dankie daarvoor. Dankie Meester. Empower the church to walk boldly. Empower. You see, it's all about empowerment. En kom ons neem vanaand die eerste stap. En ons sê, Here, hier is ek. Rus my toe met daai krag om in boldness te kan doen. Ons dankie vir die ons dankie. Oh God, help us to recognize, Lord, when you are working. Help us to recognize, oh God, when you want to step in. Let us, oh God, step aside, Lord Jesus. Help us to recognize, oh God, when your strength has entered our situations, when your strength, oh God, has strengthened us, oh God. Father God, let me not be a generation, oh God, who will stand back, oh God, but when we recognize that the Lord is stepping in, oh God, help us, oh God, to step up, Lord Jesus, to know the empowerment that the Lord has given us, oh God. This evening you told us, oh God, that you have given us the authority to trample over snakes and scorpions, God. You say, oh God, that you have given us that authority, past tense, Lord Jesus. We have it, oh God. Help us to recognize, oh God, when that grace is active, Lord Jesus. Help us, oh God, to recognize and know our anointings, oh God. The anointing that breaks the yoke, Lord Jesus. Help us, oh God, to walk the way you need us to walk, Lord Jesus. To break what we need to break, to lose what we need to lose, to bind what we need to bind, Lord Jesus. Father God, Lord, I pray for a revelation, Lord Jesus. A revelation, oh God, of how you want us to move, of how you want us to work, of how you have empowered us, Lord Jesus. In Jesus' mighty name. Yes, Lord. The next prayer point is, let the kingdom advance through us.
Disciples of all nations, O God, teaching them how to obey your words and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Help us to defend your word. Help us, Father God, Lord, to convince nations, O God, of your power, your glory, your majesty, Lord Jesus, of your existence and the reason you have came. Help us to preach Christ and Christ crucified, that the kingdom of God may rise. You say, Father God, Lord, repent, for the kingdom of God of heaven is at hand. So, Father God, would help us, O God, to preach Christ and to preach Him crucified. In Jesus' mighty name I pray. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank